Ek groet u hartlik. Markus 6 vanaf vers 30 tot 42. Die vermeerdering van die brood, wat natuurlik die 5 brode en die 2 visies is, wat Jesus breek en dan voed hy skare van 5000, sonder manne en sonder vroue en kinders natuurlik. In 'n mens hart, wanneer hulle in 'n afgeleë gebied kom, soos ons soms ook in die afgeleë of in die, laat ons sê die wildernis of woestyndele van ons lewe kom, daar waar dit lyk of dinge nie meer so lekker kan klop nie, of sake nie mooi kan uitwerk nie, en selfs dit wat ek het, nie genoeg sal wees in my berekening, om te voorsien in die behoefte wat op hande is nie. Filippus natuurlik, het ook so beredeneer, daarom vra hy, ons het net 200 pennings, hier is baie meer mense as wat ons geld voor het, ons het nie genoeg om hulle te voorsien nie. Andreas is natuurlik prakties, hy het die mense terwyl in groepe gaan sit, vinnig agtergekom, dat jou 2 visies en 5 broodjies, hopeloos te min is, jy definitief nie aan hulle kan kos gee nie. Maar jy moet verstaan, omdat hulle met hulle menslike vermoë kyk, en dit wat hulle het in hulle eie berekening, was dit soos ons sou sê, altyd te kort. Want in sulke tye van ons lewe, is ons berekening en dinge wat ons uitwerk, nie genoeg nie, is te min, en uiteindelik sou ons ook leer soos hulle in daardie dag, as Jesus op die toneel van jou lewe is, as Jesus in jou lewe is, en jy dit in sy hande plaas, in sy hande sit, dan word dit vermenigvuldig, omdat hy daarin is. In sy hande word die bietjie baie, word die bietjie meer, en uiteindelik word dit meer as genoeg, wat nodig is om die skade, of nodig is om te voed en dit te gee aan wat nodig is in die lewe. Jesus het dit gebreek, en vers 42 maak hy die mooi verklaring, en almal het geëet en was versadig. Vanmôre in die stilte wil ek jou aanmoedig, gee vir Jesus dit wat jy het. Vertrou hom onwrikbaar, sodat hy die brood en die visies neem en dit breek, sodat die voorsienigheid van sy grootheid in jou lewe so oortreffend kan wees, dat jy genoeg sal hê om te leef, om vooruit te gaan en te kan leef, omdat hy jou versadig met dit wat nodig is, nie net jou aardse lewe, jou fisiese honger nie, maar ook jou geestelike honger, jou siel versadig met die ewige brood. Hy breek vanmôre nog die brood en die vis. Eet vanmôre en word versadig, en dan kom daarvoor die Here seën.